Goeiemôre en baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, mag U woord ons lewenspad vandag rig tot U eer. Amen. Ons voorlesing vanmôre is vanuit 1 Korintiërs 9 verse 1 tot 14. Is ek nie vry nie? Is ek nie 'n apostel nie? Het ek nie vir Jesus ons Here gesien nie? Is julle wat aan die Here behoort nie die vrug van my werk nie? Al is ek vir ander nie 'n apostel nie, vir julle is ek dit tog. Immers, julle wat aan die Here behoort, is die seël op my apostelskap. My verdediging teen die wat regter oor my speel is dit: het ons dan nie reg op lewensonderhoud nie? Het ons nie selfs die reg om elkeen sy vrou 'n gelowige is, op reis saam te neem soos ook die ander apostels en die Here se broers en Sefas nie? Of is dit net ek en Barnabas wat nie die reg het om op te hou met die handearbeid vir eie onderhoud nie? Wie dien ooit op eie koste as soldaat? Wie plant 'n wingerd en eet nie van sy vrugte nie? Of wie pas vee op en geniet nie van hulle melk nie? Wat ek sê, is nie maar net alledaagse waarhede nie. Sê die wet dit nie ook nie? In die wet van Moses staan daar tog geskrywe: jy mag nie 'n bees waarmee jy graan dors se bek toebind nie. Is dit miskien oor die beeste dat God hom bekommer? Of sê hy dit juis ter wille van ons? Ja, ter wille van ons is dit geskrywe. Hy wat ploeg, moet met verwagting ploeg, en hy wat dors, moet dit doen met die verwagting om sy deel te ontvang. As ons vir julle die geestelike saad gesaai het, is dit dan te veel gevra as ons van julle die stoffelike lewensonderhoud sou inoes? As julle aan ander hierdie reg toestaan, kom dit ons nie dan nog meer toe nie? Maar van hierdie reg het ons nie gebruik gemaak nie. Inteendeel, ons dra al die koste self sodat ons geen hindernis in die weg van die evangelie van Christus sou lê nie. Weet julle nie dat die wat tempeldiens verrig uit die tempel lewe en die wat die altaar bedien uit die offers hulle deel ontvang nie? So het die Here ook bepaal dat die wat die evangelie verkondig, hulle lewensonderhoud uit die verkondiging van die evangelie moet ontvang. Dit klink met die eerste lees of Paulus die reg tot die vergoeding van geestelike dienaars verdedig. Dit is inderdaad so, maar ons moet nie die diepte van die waarheid hierin miskyk nie. In hoofstuk 8 het Paulus geargumenteer dat vryheid wat deur kennis gebring word, ingeperk moet word deur liefde. Byvoorbeeld, omdat jy weet daar is net een God, sou jy afgodsoffervleis kon aflag en daarvan eet. Maar liefde vir jou naaste impliseer dat jy eerder sal terugstaan met hierdie kennis ter wille van die redding van die sondaar. Paulus volg dieselfde soort argument in hoofstuk 9. Hier verduidelik hy dat daar tye is waarin 'n gelowige se kennis van reg tot vergoeding ingeperk moet word ter wille van die evangelie. Paulus se eie woorde hieroor is in vers 12. Maar van hierdie reg het ons nie gebruik gemaak nie. Inteendeel, ons dra al die koste self sodat ons geen hindernis in die weg van die evangelie van Christus sou lê nie. Paulus het sy regte as apostel ingeperk ter wille van sy besorgdheid vir die evangelie van Christus. Die argument is nie dat almal die reg moet prysgee nie. Dit is ook nie dat hy voortaan vergoed moet word nie. Hy gee sy reg prys sodat hy self kwalifiseer om ander met 'n skoon gewete te kan oproep tot die stryd om die evangelie te verkondig. Die feit dat ons kan aanspraak maak op vryheid en regte, moet nooit ten koste van die evangelie wees nie. Om vryheid en regte prys te gee, kan ook in diens van die evangelie staan. Kom ons bid saam. Here, help ons asseblief om deur die Gees te kan onderskei wanneer U van ons verlang om vryheid en regte prys te gee in diens van U en U evangelie. Amen.